die verkwikende klank van die kerkklok. Dis 8 uur. Welkom in Nagrus. Soos julle kan hoor, het Dominee Smit se tegnikus van Springbok sukses behaal. Die kerkklok werk weer en Phyllis het nie nodig gehad om teen die toring uit te klim nie. Die tegnikus het selfs die tyd reggestel, maar hy was bekommerd oor die springbokdrol wat tussen die ratte vasgesit het. Die ding het nog nie gesmeld nie. Volgens die tegnikus is dit 'n ondersoek vir departement omgewingsake. Hy wil weet wat springbokke eet om sulke harde drolle te maak. Volgens hom is dit so hard soos sement. Hy het die springbokdrol in 'n plastiese sakkie gesit en versigtig in sy koelboksie gebare. Ek hoop net hy lewer die ding af voor sy kinders dink dis 'n lekkerny en dan is hy sy navorsing kwyt. In aktuele sake. Volgens meneer Leroux, die skoolhoof van die laerskool, is daar by die skool ingebreek gedurende die naweek. 'n Venster van die houtwerkklas is stukkend geslaan en die houtwerkklas se versameling afgesnyde vingers is gesteel. Die vingerversameling dateer terug na die Boereoorlog. Piet de Wet, agterkleinseun van generaal de Wet, sê dat die eerste vinger in die versameling die van sy grootoupa se broer oom Koos de Wet is. Hy was een van die eerste leerlinge wat houtwerkklasse by Laerskool Nagrus ontvang het. Ongelukkig is die vingers nie gemerk nie en niemand sal weet of dit waar is nie. Sergeant Frikkie Botha van die Botas van Noop is verwittig en hy het die houtwerkklas met geel polisielint toegespan. Gedurende sy ondersoek het hy 'n klossie donker hare gevind wat aan die gebreekte vensterklas vasgesit het. Hy het die klossie in 'n plastiese sakkie gesit en saam met die tegnikus van Springbok gestuur. Blykbaar is daar iemand in Springbok wat die hare kan ontleed. Sergeant Frikkie se ondersoek is nog voortgaande en hy is besig om onderhoude met alle betrokkenes te voer. Niks anders is van die klas vermis nie. Houtwerkklasse behoort teen Woensdag weer hervat te kan word, volgens Sergeant Frikkie, of die vingers teruggekry is of nie. Wat op aarde doen enige iemand met 'n canfruitbottel vol ongemerkte afgesnyde vingers? En dit nogal 'n harige iemand. In ander nuus, Kleinsus is baie bekommerd oor die telekommunikasiestelsel van die sentrale. Geen oproepe kon vandag deurgesit word nie. Die lyne was so onduidelik dat dit net na 'n gegons geklink het. Sy het Dominee se tegnikus van Springbok gevra om die ou by die Telkom kantoor in Springbok te vra om te kom kyk. Nou sal ons maar weer van Gawie by die slaghuis se postduiwe gebruik moet maak om boodskappe af te lewer. Die reuk in Kerkstraat nommer 3 is amper draaglik, veral nadat die vrotplafon stuk vir stuk verwyder is. Sari van die koöperasie verwag dat die nuwe plafonpanele môremiddag afgelewer sal word. Dit behoort saam met die trok te kom wat Isak se supermark se voorraad aflewer. Ten minste is daar beweging en ek behoort binnekort nie meer die watertoring hoef uit te klim nie. Van Isak gepraat. Hy het gevra dat ek dit onder julle aandag moet bring dat daar spesiale pastytjies môre by die supermark beskikbaar sal wees. Hy het nie gesê wat dit so spesiaal maak nie. Hy was nogal geheimsinnig oor die hele aangeleentheid. Ek wonder wat se tipe pastytjies dit kan wees. Môre se weervoorspelling is nog dieselfde, warm tot verskriklik warm. Volgens Giel van die weerstasie op Sandkop gaan ons nog 'n rukkie onder hierdie hitteles opsê. Hou julle diere in die skaduwee en smeer sonskerm aan. Aan julle en julle kinders, nie aan die diere nie. Die Namaqualand se son is niemand se maat nie. 'n Soete nagrus.